Ik dink dat se Michael verduidelik het nie. Kan ik maar in een van die
não. Como é que estão fora? Ik denk Chandra is achter. Oké, dat is toch fora, right? Right. Cái này điện. Cái này.
by Kids Jam se heel eerste Kerskonsert. Vanaand werk 'n nuwe hoofstuk in die kinderkerk se geskiedenis en ons is bly om elke nuwe mamma en pappa en ouma en oupa en elke gas hier te sien vanaand. Die kinders het verskriklik hard geoefen en die sewenees en die opgewondenheid loop hoog hier agter. Ons vertel vanaand vir julle die mooiste storie ooit op 'n ander manier. 'n Manier waarmee baie van ons groot geword het, maar dalk nie besef het wat alles beteken nie. Die dag waarop ons die geboorte van ons Messias vier, word al hoe meer gekommersialiseer en selfs deesdae totaal en al geïgnoreer en verwyder. Ek weet nie van julle nie, maar as Jesus nie gebore was nie, kon hy nie sterf nie, en dan was daar nie genade en verlossing vir ons nie. Sy geboorte is vir ons belangrik. So deur hierdie konsert eis ons Jesus terug vir Kersfees. Die wêreld mag dit dalk probeer bedek met blink ornamente, helder liggies en soet candy canes. Maar ons gaan vanaand vir julle wys dat Jesus in dit alles nog steeds is. Jy moet net weet waar om te soek. So ons vra vir julle asseblief bietjie geduld ook met ons kindertjies, met die transisies en so aan, maar ons wil hê julle moet dit saam met ons geniet. Baie dankie. Okay julle, is julle gereed om die huis reg te kry vir Kersfees? Ek hou daarvan om reg te maak vir Kersfees. Dis my gunsteling tyd van die jaar. Dit gee daardie Kersfees gevoel. Al die goed maak die huis so oopvol en is om my pa. Ek is so bly julle is opgewonde daaroor. Julle moet onthou, elke liewe ding wat jy is, soos altyd gesê het, ook iets beteken. Wat bedoel mama? Wel, waarom vier ons Kersfees? Dit is Jesus se verjaarsdag. Dit is wanneer ons onthou dat Jesus as 'n baba na die wêreld gekom het. Dis reg. Hoekom moet ons al hierdie versierings op 'n boom sit? Wat het dit met Jesus te doen? Ja, wat? Ja, hoekom moet ons huis so die mekaar maak met al die goed? Wel, kom ek vertel julle oor wat alles beteken. Kom ons begin met die Kersfees. Nou is klaar besig is om te versier. Immergroen bome word ingebring om te gebruik as 'n Kersboom. 'n Immergroen boom het 'n baie gepaste naam. Immergroen beteken dat die boom altyd groen bly. Dit word nie dormant nie en verloor nie hulle blare op een slag in die winter soos ander bome nie. Net soos die boom se blare altyd sal groen bly, is God altyd daar vir ons. Hy is nooit dormant nie. Die groen kleur verteenwoordig nuwe lewe en die takke van die boom wys altyd op, hemelwaarts. Dit simboliseer ons ewige lewe saam met Jesus Christus. Ons moet wees soos die immergroen boom, altyd vol lewe. Ons moet nooit dormant word in ons lewe met Christus nie. Johannes 6 vers 33. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Ek het dit nie geweet nie. Sjoe, ek het ook nie. Ek het gedink dis net 'n boom, 'n plek om ons geskenke by te pak. Ja, ek het nie geweet dat dit iets beteken nie. Ho, ho, and a eat and a
Wat beteken al die ander goed? Hoe vorder julle met ornamente? Ornamente word elke jaar gebruik om kersbome te versier. Mense soek die perfekte ornamente uit om hulle boom weer mooi te maak. 'n Kersboom lyk net nie vrolik sonder ornamente nie. Vir ons as kinders van God verteenwoordig die ornamente seëninge in ons lewens. Ons lewens sou baie hartseer gewees het sonder God se seëninge. Alles wat ons het, is te danke aan God wat ons so liefhet dat hy ons met sy seëninge wil oorlaai. Net soos ornamente almal verskillende vorms en groottes is, verskil ons seëninge ook van mekaar. Die volgende keer as jy jou boom versier en jy 'n ornament hang, dink aan 'n seën wat God jou gegee het. Jou ornamente gaan opraak lank voor jy jou seëninge klaar getel het. Efesiërs 1 vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Lesie, ons het so baie seëninge. Ons kaal, ons huis, ons gesin, ons kos, ons klere. Dis moeilik om te dink aan al die seëninge wat God vir ons gegee het. My Christus, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pas oor sy kinders, gee hy as ooit aan ooit Prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here as wat lewe, prys die Here. Prys die Here vir my siel, prys die Here want hy is goed.
Okay, so ek dink nie dit is so erg nie. En dit lyk mooi. Net so. Kom ons sien die klokkies volgende op die boom. Die skaapwagter lui die klokke om die skape terug te roep na hom. Jesus is ons herder en hy het sy lewe vir ons afgelê, sodat ons die ewige lewe saam met hom in die hemel mag hê. Hy roep ons om hom deur sy woord te volg. Gaan jy luister? Matteus 18 vers 12. Hoe dink julle? As iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is, gaan soek nie. Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die klokkies klink so mooi. Ek is mal daaroor om na hulle te luister. Jesus is ons herder. En ons is sy skape. Hy sal selfs vir my gaan soek. The King of glory, the King above all kings.
Wie hou van lekker goed? Kom ons sit die candy canes volgende op die boom. Die candy cane simboliseer verskeie dinge. As jy dit regop hou, lyk dit soos 'n herder se stok. Die herders was van die min mense wat die baba Jesus in Bethlehem kon sien. As jy die candy cane onderste bo draai, lyk dit soos 'n J. Jesus begin met die letter J. Die kleure van die candy cane is ook simbolies. Die rooi verteenwoordig die bloed wat Jesus vir ons aan die kruis gestort het, en die wit verteenwoordig Jesus as die vlekkelose lam. Daar is ook candy canes wat 3 strepe het wat om die stokkie draai. Dit verteenwoordig die drie-eenheid, God die Vader, Seun en Heilige Gees. Wie het geweet dat hierdie eenvoudige lekker vir ons as Christene 'n dieper betekenis het? Matteus 1 vers 21. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Hierdie is heerlik. Ek is mal hoe hierdie deel van Kersfees. Al die goedjies beteken so baie.
Dit lyk asof daar 'n rede is vir alles wat ons doen. Ek kan nou sien dat al hierdie goed ook 'n betekenis het. Ek is so bly jy is om van plan te verander. Ek het 'n paar sterre wat ons volgende op die boom kan hang. Die ster is 'n hemelse teken van 'n profesie wat eeue gelede vervul is. Dit is die blink hoop vir die hele mensdom. Die ster het die wyse manne gelei om die baba Jesus te vind. Hierdie wyse manne het baie ver gereis om 'n ster in die lug te volg. God was in effek die wyse manne se reisagent, wat hulle gelei het na die grootste bestemming wat aan die mens bekend is, die Verlosser. Vandag het ons sy woord as lig om ons te lei, sodat ons eendag saam met hom in die hemel kan wees. Gaan jy hom volg? Matteus 2 vers 9 tot 10. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het oor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Ek hou daarvan dat die ster vir hulle verskyn het. Hulle kon die ster na Jesus toe volg. Dit moes 'n wonderlike reis gewees het. Ek is bly dat ons nou die Bybel het om ons lig te wees wat ons gaan volg. Ja, God se woord lei ons na Jesus. Ek is Daar is nog soveel meer.
Kom ons sit die kersies en liggies aan. Ligte en kersse word gebruik om lig aan 'n donker vertrek te gee. Wanneer jy in 'n donker vertrek instap, kan jy niks sien nie. Maar as jy 'n enkele vuurtjie in 'n donker kamer aansteek, oorweldig die lig die donker. Ons moet daardie lig in 'n donker wêreld wees. Ons moet ons lig met die donkerte daar buite deel, sodat ons die donker kan verdryf. Matteus 5 vers 14 tot 15. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Ek is mal oor die liggies. Hulle is so mooi. Kom sit nog liggies aan. Ek het nooit geweet al die liggies op ons boom verteenwoordig eintlik vir ons nie. Ek het nie gedink dat ons die ligte vir God sal wees nie.
die engel boop sit. Stel jou voor, jy is 'n nederige herder wat oor jou skape waak. Hierdie nag lyk nie anders as enige ander nag nie. Dan is daar skielik 'n engel van die Here in die lug bo jou wat jou vertel van die Heiland se geboorte. Jy, 'n herder? Waarom het God 'n engel gestuur om vir herders die nuus te vertel? Want God se boodskap oor die geboorte van Jesus was vir almal. Nie vir die wat reg was nie net vir die Jode nie, maar vir almal. God het sy nommer 1 boodskapper gekies om die skaapwagters, wat as minder belangrik gesien was in die wêreld se oë, te vertel van sy seun se geboorte. God kyk na jou hart, nie na wat die wêreld sien nie. Lukas 2 vers 9 tot 11. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van 'n groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus die Here. Ons boom lyk pragtig. Ek sal niks verander nie. Die engel is die boodskapper van God. Die engel het die goeie nuus van Jesus se geboorte vertel. Ek leer vandag so baie.
na al die geskenke. Wat van die geskenke? Hulle kan tog niets beteken nie. Deesdae die wêreld die rede vir Kersfees vergeet. Dit lyk asof die meeste mense dink dat geskenke die beste deel van Kersfees is. Ander mense dink weer dat geskenke niks met Kersfees te doen het nie. Wel, hulle is albei verkeerd. Die wyse manne het Jesus as 'n jong kind kom besoek en vir hom geskenke gegee. Hulle het aan hom gegee goud om hom as koning te erken, wierook om aan God eer te bring en mirre as teken dat hy eendag moet sterf. Mirre is gebruik met die voorbereiding van liggame na die dood. Net soos hierdie wyse manne geskenke gebring het, vier ons die geskenk wat aan ons gegee is, Jesus. Hierdie wyse manne het hierdie kind gesien en geweet dat hy 'n koning is, dat hy God as mens is en dat hy sou sterf vir die sondes van die wêreld. Hoe kan iemand met die kennis wat ons nou het, nie glo nie? Matteus 2 vers 11. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgedeel: goud, wierook en mirre. Ek is mal daaroor om geskenke te bring. Ek het nie geweet dit is die rede waarom ons geskenke gee nie. Maar Jesus is die grootste geskenk aan ons almal. Hy is waarlik. Ek het nie geweet die wyse manne se geskenke het iets beteken nie. Maar wat het daarna met die geskenke gebeur? Jesus kon dit tog nie gebruik nie. Ons weet nie wat met hierdie geskenke gebeur het nie, maar die woord gee ons 'n leidraad in Matteus 2 vers 13. Nadat hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie dood te maak." Josef en Maria was nie ryk mense nie en moes reis van Bethlehem na Egipte. Baie teoloë, mense wat die Bybel bestudeer, glo dat Josef en Maria hierdie geskenke gebruik het om te ruil vir kos, verblyf en wat hulle nog nodig mag gehad het. Al drie hierdie geskenke was van hoë waarde in Jesus se tyd. Deur die wyse manne te stuur met geskenke, het God nie net aan hulle bewys dat die verlosser gebore is nie. Hy het ook vir Jesus se veiligheid en welsyn tot in Egipte gesorg. The shepherd
Daar is regtig baie oor te dink as 'n mens net 'n Kersfeesboom opstaan. Ek dink ek sal anders daai hele paar dinge moet kyk. Verseker, al hierdie goed was altyd net vir ding om te doen, 'n tradisie, maar dit beteken soveel meer.
mal met die goed van Kersfeestyd. Die partytjies, die geskenke gee, die besigheid van Kersfeestyd. Wat ons doen is om dinge stadiger te vat en elke oomblik te geniet. En om die ware betekenis van Kersfees te onthou. Ek sou so lus om 'n paar Kersliedjies te sing. En kom ons steek ons Kersliedjies en liggies aan om weer aan mense te bring. Kan ons vra dat almal saam wil staan asseblief.
Oh, come, you here faithful, joyful and triumphant. Oh, come, you Lord, come to Bethlehem. Oh, come and behold Him, born the King of Kings. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, all sing, all His saints, oh heaven above, glory to God. Glory in highest, see how shepherds come. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. And oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Vive,
Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, so lonely, making mine. You laugh, you hope, you toy, you bring, won't you listen? Do the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn. Oh, Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, so lonely, making mine. You laugh, you hope, you toy, you breathe, won't you listen? Do the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn King. Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, so lonely, making mine. You hope, you toy, you breathe, won't you listen? To the angels sing, glory, glory, glory to the newborn King. He was heaven by an angel, he was born in a lonely manger. The Virgin Mary was his mother, and Joseph was his earthly father. He was a shining star. Sweet Jesus when made, in a manger well made. Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, so lonely, making mine. You laugh, you hope, you joy, you breathe, won't you listen? To the angels sing, glory, glory, glory to the newborn King. Jesus, 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 Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, so lonely, make mine. You laugh, you hope, you joy, you breathe, won't you listen? To the angels sing, glory, glory, glory to the newborn King. Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, so lonely, make mine. You laugh, you hope, you joy, you breathe, won't you listen? To the angels sing, glory, glory, glory to the newborn King. Glory, glory, glory to the newborn King. Glory, glory, glory to the Soms verlang ek na 'n Kersfees toe ons nog kinders was. Dit was familietyd. 'n Tyd wanneer groot gesinne in klein huisies probeer inpas, want Kersfees is 'n tyd vir saam wees. Dit is 'n tyd wanneer ons almal mekaar net so bietjie meer verdra. Ja, selfs daardie een tannie wat almal wil soen. Ek verlang na 'n tyd toe tegnologie nie ons oë gebonde gehou het nie, maar ons met mekaar gesels het en saam bordspelletjies gespeel het. 'n Tyd toe kinders sorgeloos buite kon speel, kon smil aan ouma se Kersfeeskoekies en mekaar taai smeer met waterlemoen terwyl die ouers koes vir die stukkies wat wild rondvlieg. Ek verlang na 'n minder materialistiese tyd. Kan ons hierdie Kersfees 'n Jesus Kersfees maak?
Terwyl die vyand in mense se harte twyfel plant, kom ons hou vas aan die belofte wat 2000 jaar gelede vir ons gebore is in 'n nederige stal. Kan ons hierdie Kersfees Jesus net so bietjie meer uitleef? As die ry in Checkers lank is, glimlag en knoop 'n geselsie met jou buurman of vrou aan, plant 'n saadjie van vriendelikheid. As jou kinders jou laaste senuweestoets, sê dankie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Plant 'n saadjie van dankbaarheid. As Mariah Carey vir die 7de keer daardie oggend I don't want a lot for Christmas uitpas syn in 'n winkel, sug maar en sê all I want for Christmas is you Jesus. Plant 'n saadjie van geloof. As die ouetjie wat jou kar opgepas het bakkant nader hardloop, haal daardie R5 wat al weke lank in jou beursie lê uit. Bless hom en wens hom 'n goeie Kersfees toe. Plant 'n saadjie van barmhartigheid. Kom ons maak Jesus hierdie jaar deel van ons Kersseisoen. Dit is nietemin sy verjaarsdag en die grootste geskenk wat ons aan hom kan gee, is om meer soos hy te wees. Ons vier die Kersfees ons met liefde, vier die vakansie ons met vrede, ons vier die kwaad nie ons met vrede, as 'n familie vier ons weer, ons vier die wereld met glimlach, ons vier die hart nie ons verloor, ons vier die dood die ons verloor, as 'n gesin vier ons verloor. So
So ons vier Kersfees, 'n koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Alles daar liggies in ons bome. Vier ons steeds sy geboorte. Ek droom van sy herkomst. 'n Vader Christus hier vir ons, om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees. Oh, 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 daarom vier ons Kersfees. Ja, daarom vier ons Kersfees. En dit was ons heel eerste Kerskonsert gewees. Ons wil vanaand, ons moet natuurlik 'n paar bedankings doen. So, ons wil vanaand weer eens dankie sê vir elke persoon wat hierdie aand moontlik gemaak het. Ons sou dit ook nie kon doen as julle nie vir ons kom kyk het nie. So, eerstens dankie vir julle. Maar ons wil eerstens vir God dankie sê, wat sy steen gestuur het aarde toe, wetend dat hy soos 'n mens sal moet leef en soos 'n mens sal moet sterf. Tweedens weer vir God, wat vir ons elkeen van hierdie pragtige kinders gegee het, wat vir ons opgetree het vanaand. Derdens, weer eens vir God, wat vir ons vir die vermoëns, die hande, die bereidwilligheid en alles gegee het, wat ons vanaand hier vir julle kon tentoonstel. Dan wil ons dankie sê vir elke liewe maatjie, wat vanaand ten spyte van die senuwees en twyfel, vir ons gehelp het om hierdie storie te vertel. Dankie dat julle elke dansie geleer het, dat julle so baie geoefen het. Hierdie kinders het vir die hele kwartaal lank, elke Sondag wat ons kinderkerk gehad het, met hulle geoefen. En ek het baie min klagtes gehoor. Dankie aan ons hoofkarakters wat in die kollig was, hulle was baie oulik geweest. Dan wil ek vra dat die onderwysers vorentoe kom. Kan die onderwysers asseblief vorentoe kom? Bestaan uit net een skakel nie. En vanaand kan ek vir julle sê dat ons met 'n baie sterk ketting hier weet. Dankie vir elkeen van julle se harde werk, al die lessies wat julle vir ons voorberei, vir elke Sondag se dedication, vir al die hulp met julle dekor. Julle is onvervangbaar. So ons wil graag vir julle net so klein ietsie gee om dankie te sê. As die kinders nou kan kom. Kan Aubrey asseblief ook vorentoe kom? En Lia? Jy moet hier kom staan. Sal die kan staan? Niks sal kan gebeur sonder hierdie man nie. Ons doen niks op ons eie nie. En vanaand is, ek dink almal is ewe dankbaar, want sonder Aubrey se ferm stem sal ons baie sukkel met die kinderkerk. So ons het vir jou ook ietsie kleins.
kerms dankie sê, want daar is net so baie werk. Die twee boeties, Janu en Luan het vir ons backstage gedoen. Hulle het gesorg dat daai deur toe bly en niemand koekeloer nie en dat die regte groep kinders op die regte tyd op die verhoog is. Ek wil ook vir hom Henk dankie sê wat sy tyd opgeoffer het om vanaand vir ons klank te kom doen. Vir MC wat ja gesê het ons gevra het of hy die ligte sal doen sonder om 'n sekonde daaroor te dink. En vir Nikkie wat vir ons die foto's geneem het. Ons kan nie wag om dit te sien nie. Vir David en die band wil ek ook baie dankie sê. Julle het so groot bydrae gehad tot die sukses van die aand. En dan wil ek graag vir Elisma Jordaan ook iets gee. Sal jy asseblief moet kom? Sy het nou wel gedink sy doen nie die rekenaar vanaand, maar sy het hierdie goed geteken vir ons. Sy was by elke dekor sessie wat ons op 'n Sondagmiddag tot 3 uur gesit het sy gehelp. Sy het, as ek hierdie vra, dan het sy 'n antwoord. As ek nie aan iets gedink het nie, dan het sy daaraan gedink. So, sy was ons groot partner vir die aand gewees behind the scenes. So ons het vir jou ook iets. Jy moet ja. Want hierdie aand se sukses sou nie gebeur het sonder al daai 100,000 WhatsApps nie. Ek wil weer eens vir julle dankie sê. Ek dink dit het vir die kinders so baie beteken. Ek dink dit het vir die kinders so baie beteken om al hulle gunsteling mense hier te hê vanaand wat spesiaal vir hulle kom kyk. Ons het reeds 'n idee vir 'n volgende konsert, maar ek dink dit gaan volgende jaar wees. Maar ons sien uit daarna om die nuwe jaar aan te pak met julle kinders. Vir die van julle wat met vakansie gaan die week of tydens die feestyd wil ons vir julle sê, ons bid vir julle vir veiligheid. Vir die wat nog moet werk en selfs deur Kersfees moet werk, ons bid vir julle krag toe. En vir die van julle wat die jaar by die huis bly met vakansie, ons bid vir julle geluk en baie glimlagte toe. Tot ons mekaar weer sien, wees veilig. Net voor almal opstaan, presies van stil daarso. Ek het letterlik niks by my om vir jou te gee nie, want MC het my sopas onder my alie geskop en gesê, wie gaan vir jou dankie sê? Okay, my naamgenoot gaan dit, soek jy die mic. Julle, ek wil net vandag so 'n minuut vat en dit regtig sê, Chrissy, I know what it takes. En ek weet wat dit vat om so 'n konsert by mekaar te sit. Ek weet wat dit vat. Wat 'n opoffering dit vat om kinderkerk te lei, om 'n span te lei. Dis baie tyd, dis baie opofferinge. Al die dekor wat julle sien hier agter, hulle het Sondag na kinderkerk en om kinderkerk te gee, ek weet nie van jou nie, maar as ek klaar was met kinderkerk, na Sondag was ek exhausted. Dan wou ek nie gehad het iemand moet met my praat nie, ek wou by die huis kom en ek wou net stilte om my hê. Hulle het na kinderkerk het hulle tyd gevat, sy en haar span, Aubrey is die silent partner. Hy beteken baie, maar hy wil nie gesien of gehoor word nie. Het hulle regtig hierdie dekor gedoen, gesit in glitter, terwyl ons almal huis toe is, na kerk, en Sondagmiddag geniet het en gaan rus het hulle regtig tyd ingesit om hierdie aand 'n sukses te maak. Elke liewe detail, al die geduld met die kids, die dekor. Ons wil net regtig vir jou ook dankie sê, vir Aubrey, vir julle gesin dankie sê. Hierdie vrou werk lang ure, sy werk hard. Sy werk Saterdag, naweke werk sy om en steeds sit sy daai ekstra effort in haar spaartyd om hierdie kinderkerk 'n sukses te maak. En ek dink ons kan vir haar en haar hele span 'n groot hande klap. Jy het dit gesien. Maar regtig well done met vanaand. Dankie vir dit wat julle doen, nie net vanaand nie, maar dwars deur die jaar kan ouers die kerk geniet, die feeste geniet, omdat hulle kinders gelukkig is daaronder. Maar dit vat opoffering van 'n span
om terwyl ons die feeste hier binne te geniet, daaronder te werk aan die kinders. So, dis min mense wat bereid is om dit te doen. So die van julle wat wil deel wees, steek op julle hande vir volgende jaar. Hulle het altyd hulp nodig. Dankie Chrissy. Chrissy, van ons kant af is ons trots op wat julle doen. Ons wil dit vanaand voor almal hier sê. Ek en Lisma is trots op wat die Here deur jou en Aubrey doen. Nie net met die kinders nie, en julle leierskap, en julle personeel, en ons erken julle vanaand. En ons wil regtig ons altyd sê, julle is twee awesome mense. God het 'n groot plan met julle lewe en ons is opgewonde om dit te kan aanskou, te kan beleef en te kan ervaar. En ons is opgewonde wat nog gaan kom. Kom ons maak dit van 'n skeder. Nee. Chrissy se grootste droom is om eendag voltyds kinderbediening te kan doen. So as ons saamwerk om hierdie gemeente te laat groei, kan ons haar aanstel as 'n voltydse kinderwerker, want dis haar droom. Yes. So, terwyl ons almal lekker maak op Kersfees, nee, is ons al plan 2025. Nou die kinders weet dit nou nog nie, maar julle gaan dit nou weet. Maar ons launch die 26 Januarie. Sondag die 26 Januarie hier by AGS Nuwe Lewe. Ons kinderkerk launch begin ons met 'n band. En hierdie oom se naam is Frana. Hoe is dit samelewing? So maak seker jy en jou kind is hier, bring jou ouma en jou oupa saam en maak seker jy is deel van dit. Kids Jam staan vir Kids, Jesus and Me. En dis presies wat hulle wil beleef. Ons begeerte is dat elke kind Christus sal beleef op hulle eie manier. En dit wat Chrissy en Aubrey en hulle hele span doen is om die kinders dit te laat ervaar. So ons wil vir jou vra, bid vir hulle, ondersteun hulle, as daar 'n oproep is, steek op jou hand op dit hoe jy kan help, dit maak 'n verskil. Amen. Ons bless julle. Awesome, dankie Chrissy weer eens. Kom ons gee vir julle nog 'n klap. Mag julle 'n great aand hê. Môreoggend 9:30 hierso gaan ons voort met ons dankofferfeesgeleentheid. As jy nie ergens betrokke is môre nie en jy wil dit raak maak, jy is so welkom. Bless jou.